Die gelykenis van die saaier. Matteus 13 vers 3 tot 23. Jesus het hierdie gelykenis vertel naby die see van Galilea. 'n Groot skare het bymekaar gekom om na hom te luister. En hy het in 'n skuit gaan sit om te leer. Die water het as natuurlike klankversterker gedien. Hy het hierdie gelykenis gebruik om die verskillende maniere waarop mense die woord van God ontvang te verduidelik. Sy gehoor het bestaan uit disippels, gewone mense en fariseërs met verskillende houdings teenoor die waarheid. Die disippels het later vir Jesus gevra waarom hy in gelykenisse praat. Hy antwoord dat die gelykenisse bedoel is om die geestelike waarheid vir die wat bereid is om te hoor te openbaar. Maar vir die met harde harte bly dit verborge. Wat is die simboliek? In hierdie gelykenis beskryf Jesus 'n saaier wat saad saai, maar die saad val op 4 verskillende gronde. Langs die pad, hardehartige mense. Wat gebeur? Die woord word gehoor, maar die vyand, Satan, steel dit onmiddellik en geen wortel of groei nie. Klipagtige plekke, oppervlakkige mense. Hulle ontvang die woord met blydskap, maar as beproewing of vervolging kom, val hulle weg, omdat daar geen wortel is nie. Tussen dorings, mense wat wêrelds ingestel is. Die woord begin groei, maar wêreldse bekommernisse en die misleiding van rykdom verstik dit. Goeie grond, ontvanklike harte. Hulle hoor en verstaan die woord en dra vrug, 30, 60 of 100voudig. Die saad is die woord van God. Die grond is die toestand van die mens se hart. Die oes is geestelike vrug. Dade, geloof, liefde, gehoorsaamheid. God se woord word oral gesaai, maar nie elke hart ontvang dit nie. Ons moet onsself ondersoek. Watter grond is my hart? Om die woord te hoor is nie genoeg nie. Dit moet verstaan, toegepas en onderhou word om vrug te dra. Die vyand sal altyd probeer steel wat God saai, deur afleiding, twyfel of sonde. Ware geloof hou vol, selfs in swaar kry, omdat dit diep gewortel is in Christus. Vrug dra is die bewys van ware geloof. Nie net om te hoor of te bely nie, maar om te leef wat God sê.